Die prodigal man en wat hy werklik deurgaan. Dit is my boek wat ek geskryf het, wat nou in Afrikaans beskikbaar is. As jou man ewe skielik net verander het. Dis nie meer daai liefdevolle man wat jy ken nie, hy het verander. Miskien het hy vir jou gesê, hy is nie meer lief vir jou nie. Miskien het hy uitgetrek. Miskien slaap julle in verskillende kamers. Miskien het jy uitgevind dat daar 'n ander vrou by of vrouens by betrokke is in julle huwelik en jou man het dalk vir jou egskeidingspapiere gegee. As jy in hierdie stadium deur so iets gaan, dan is hierdie boek spesifiek vir jou. Want hierdie boek gaan vir jou dinge leer oor hoe om op 'n goddelike manier te beklei vir jou huwelik. So eers wil ek hê ons moet kyk na wat beteken 'n prodigal man. Nou as ons kyk na 'n prodigal in die Bybel in Lukas, kom ons kyk gou-gou hierso. Ja, Lukas 15 vers 11 tot 12 lees ons die gelykenis van die prodigal son. Okay, ons almal weet wat daar gebeur het. Hy het vir sy pa gevra vir sy inheritance en hy is daar weg en hy het sy lewe gaan enjoy. Hy het gedrink, hy het geparty, rondgeslaap, gedoen wat hy wou. Life was good. Okay? Nou, as ons gaan kyk, wat beteken die woord prodigal? Okay? Wat is 'n prodigal? Is dit die volgende? Dis iemand wat alles mors of verkwis. Geld, seëninge, geleenthede, verhoudinge. Iemand wat roekeloos lewe en iemand wat wegbeweeg van wat reg is. Nou, 'n prodigal man is nie net 'n man wat wegstap nie. Okay. Dis 'n man wat sy verbond verlaat, sy identiteit en roeping verkwis, in 'n plek beland waar hy geestelik en emosioneel leeg raak, dikwels vasgevang is in verkeerde invloede, denke en keuses, en nie meer helder sien wie hy regtig is nie. So as ons gaan kyk na die verhaal van die verlore seun, die prodigal son, dan kom ons agter dat hierdie seun het weggeloop, maar sy pa het vir hom gewag. Sy pa het hom nie gaan jaag nie. Sy pa het nie na hom toe gery en hom gaan smeek, kom terug, whatever nie. Nee. Sy pa het vir hom gewag om op die regte tyd terug te kom. Okay? So as ons gaan kyk in daai konteks, wat is 'n prodigal? 'n Prodigal is iemand wat weggestap het, verkoos het en afgedwaal het, maar nie buite die bereik van die Vader se herstel is nie. So in hierdie boek van my leer ek jou as vrou hoe om te staan vir jou huwelik. So kom ons kyk, hierdie boek is geskryf vir vroue wat in een van die pynlikste stryde van hulle huwelik of verhouding staan. En dit is wanneer 'n man emosioneel onttrek, weggaan, stil raak of betrokke raak in 'n verhouding met iemand anders. Nou, hierdie is 'n lering en toerustingsgids vir jou as vrou. Hoe om te staan vir jou huwelik. In hierdie boek gaan jy die volgende ontdek. Wat so 'n man, hierdie prodigal man van jou geestelik, emosioneel en verstandelik deurgaan. Onthou, mans dink anders as ons vrouens, okay? Hoe misleiding, skuld, skaamte en geestelike blindheid sy besluite beïnvloed. Jy's reg, dit is nie normaal nie, maar ons kyk hoekom dit gebeur. Waarom counterfeit relationships so sterk lyk? Hoekom kies hy die counterfeit bo jou? Maar ons kyk ook na hierdie counterfeit relationships wat op bindinge en misleiding gebou is.
En dan, hoe om vir jou huwelik of verbond op God se manier, nie op my en jou manier nie, op God se manier te veg, met wysheid, gebed en geestelike gesag. Nou baie belangrik, hierdie boek gaan nie daaroor om agter jou man aan te hardloop nie, mishandeling te verdra of in desperaatheid te leef nie. Die boek is geskryf vir vroue wat glo dat hulle huweliksverbond heilig is, dat die huwelik saak maak en dat herstel steeds moontlik is wanneer God deel daarvan is. En as jy staan vir jou huwelik, omdat God gesê het jy moet staan, gaan hierdie boek jou baie help om die stryd beter te verstaan, jou geloof te versterk en jou te leer hoe om te veg. Nie vanuit vrees nie, maar vanuit geestelike gesag. As ons 'n bietjie kyk na 'n paar van die goed wat ons gaan bespreek in hierdie boek is, hierdie prodigals is geestelik verward en mislei, emosioneel afgestomp, verlam deur skuld. Hierdie prodigal man vermy intimiteit. Okay? Hy vlug nie net van jou en jou kinders, julle kinders af nie, hy vlug grootliks van God af. Hoekom die prodigal mans die vrou wat hulle die meeste lief het, wegstoot? And that hurts, that hurts. Een van die ander goed waarna ons kyk is, laat God jou hart verander, voordat hy jou man se hart verander. Hoe om in gehoorsaamheid te wandel in die middel van die pyn. Beskerm jou hart gedurende hierdie oorlog. Verstaan God se tydsberekening vir herstel. En dan het ek ook 'n hele section in hierdie boek wat gebede het. Daaglikse oorloggebed vir die warrior wife. Kragtige oorlogsgebed oor jou man. Daaglikse bevrydingsgebed oor jou man. Gebed vir die verbreeking van sielsbande en vervalste invloede. Dan is daar ook verklarings, verklaring vir die warrior wife, verklarings oor my man, verklarings oor my huwelik. Hierdie boek het alles in wat jy as vrou nodig het om te staan en te beklei vir jou huwelik. Om te staan vir jou huwelik is een van die moeilikste dinge wat jy kan doen. Julle, dit waai nie net oor in 'n maand, 2 maande, 3 maande nie. Daar's van ons wat al jare staan vir ons huwelike. En ek kan vir jou sê, elke vrou wat hierdie pad saam met my stap, gaan vir jou dieselfde sê. En miskien kan my covenant women, hulle was warrior wives, nou is hulle covenant women, want hulle het gegaan van doodeenvoudige vrouens wat beklei vir hulle huwelike, God het hulle verander. God het hulle verander. En vir van hierdie vrouens is daar herstel gewees vir hulle huwelike. Ander beklei nog, maar vir baie was daar ook herstel van hierdie huwelike. So as jy beklei vir jou huwelik, as jy staan vir jou huwelik, as jy deur die seerste en die moeilikste tyd van jou lewe gaan, omdat jou man gekies het om uit te stap, omdat daar counterfeits of counterfeit, ek weet nie hoeveel ander is nie. Miskien is dit net omdat jou man gesê het, hy het genoeg gehad, hy is nie meer lief vir jou nie. Julle, God is nog steeds in beheer. En God kan jou huwelik red. So as jy belangstel in die prodigal man en wat hy regtig deurgaan, kontak my gerus, ek sal my nommer hier onder sit, ek sal die advert aan die einde van die video sit. Kontak my gerus, jy kan die boek direk by my bestel en ek boedhou hom vir jou. Hy's in Engels en Afrikaans beskikbaar. Maar sterkte vir jou wat staan vir jou huwelik en weet dat jy is nie alleen nie. Ek hoop jy het 'n geseënde dag. Shalom.